Ons dierbare God en ons hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit nie vir ons om op hierdie heilige dag, hierdie dag wat U geseën het daar in die tuin van Eden hier by mekaar te kom nie. Here, ons wil U dank vir die reën wat ons ontvang het. Here, ons wil U dank vir die seëninge wat ons ontvang. Here, sal U asseblief met ons wees, sal U wil laat geskied, Here, en sal U deur ons U naam verheerlik. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan almal. Baie dankie vir die uitnodiging wat julle aan ons gerig het. Dit is vir ons 'n groot seën om hier te wees en ons hoop dat die Here ons kan gebruik. Ek wil vir ons teksvers net lees. Hier ons skriftuurlesing kom uit Openbaring 21 vers 3. Openbaring 21 vers 3. Julle is welkom om saam met my te laai. En dit is altyd vir my opvallend hoe die boodskappe altyd so op mekaar volg. Ek wil julle verseker, ek en Pieter het nie gesels voor die tyd nie. Maar terwyl hy sy boodskap so vanoggend vir ons bring, toe dink ek net hoe goed is die Here vir ons met hierdie aanvullende boodskappe. Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Om u deel te maak in die aanbidding, gaan ons nou vra dat ons sal saam staan en lied nommer 111 saam sing.
Ons gaan nou vra dat u saam met ons sal kniel in voorbidding vir die Here. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons op die heerlike Sabbatdag u kan aanbid. Here, baie dankie dat ons as familie en vriende hierso by mekaar kan kom. Nie net om mekaar te ondersteun nie, maar om mekaar aan te moedig en mekaar by te staan. Here, ek vra dat u met almal sal wees nie wat u is vandag. Here, wat ook al die rede is, gesondheid, probleme, Here, help en wees saam met daai mense. Here, gee vir hulle vertroosting, gee vir hulle bemoediging en gee vir hulle genesing. Here, ek vra dat u saam met ons sal wees, waar ons nou die erediens gaan ingaan, dat u Jaco se woorde sy lippe sal aanraak, Here, dat dit nie sy eie woorde is nie, maar die boodskap wat u graag vir ons sal hê. Laat ons dit sal huis toe vat en Here, laat ons dit sal deel maak van ons lewens. Here, help ons om elke dag ons lewens opnuut vir u te gee. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee vir die diaken en diakones vir die tiendes en offergawes. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ons kan teruggee. Here, gebruik asseblief hierdie geld wat opgeneem is, vermenigvuldig dit, Here, en gebruik dit daar buite in die sendingveld, sodat ons u woord kan uitvat daar na almal daar buite om u wederkoms nader te haas. Amen. Om ons aanbidding voor te sit, gaan ons nou saam staan en lied nommer 288 saam sing.
Dit is nou vir my voorreg om vir Jaco aan julle voor te stel. Hy is van Bronkhorstspruit, hy is 'n ouderling daarso. En ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd en ons sien uit na jou boodskap, Jaco. Baie dankie julle, weer eens baie dankie vir die uitnodiging. Ek het dit goed gedink vandag om hierdie boodskap vir julle te bring, sienende dat ons besig is met die groot stryd in die lesstudie, en vir die van julle wat dalk nie vanoggend by ons kon wees nie, het Pieter vir ons kom wys weer eens dat Jesus sou presies gedoen het wat hy gedoen het, al was dit net vir een siel op hierdie aarde gewees. En ek wil vandag my tema van die boodskap wat ek vir julle wil bring, is wie is die mens vir God? Wie is die mens vir God? Ek lees weer vir ons die skriftuurlesing uit Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou hierdie vers het nog altyd by my, dit het moeilik by my gesit, my kop sukkel om hierdie vers te verstaan. Ek en jy, 'n sondige mens. Ons is vir niks goed slegs nie, ons nature is sondig. Die enigste ding wat ons as mens op hierdie aarde kon verdien het, uit ons eie uit, is net die dood. Tog sê die Bybel vir ons, dat die Here vir ewigheid by ons as mens wil kom bly. Ons as sondige mense wil die God van die heelal sy woning kom maak, tussen ons die mens. Nou die gees van profesie en Job 1 vertel vir ons dat daar is 'n hemelruim, miskien sonnestelsels, met wesens perfek geskape, sonder gebrek, sonder sonde. Hierdie mense ken nie die verval van sonde nie, mooi, rein en heilige wêrelde met heilige wesens, volgens Job 1 vers 6. Maar wat dink God om by die mens, ek en jy, sy blyplek vir ewig te wil kom maak? Kom ons lees van hierdie sondelose wesens. Ek lees vir ons uit Job 1 vers 6. Job 1 vers 6. En op 'n dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Dit sê vir ons hierso dat die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, voor die aangesig van die Here by mekaar te kom. Nou wie is hierdie seuns van God? Hebreërs 1 vers 5 sê vir ons dat dit is nie engele nie. Hebreërs 1 vers 5 sê, want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. God noem nie engele sy seuns nie. Maar wat noem God dan engele? Ons moet seker wees. Job 38 vers 7 sê vir ons, toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. So hier was wesens buiten Satan wat self 'n engel was, wesens, seuns van God, steeds onbevlek, onbesoedeld, sonder sonde, aangesien hulle in die teenwoordigheid van God self kon kom. Maar wat soek God? Die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Waarom ek en jy? Ek wil voor ek aangaan, wil ek graag vir ons 'n storie vertel. Nou die storie lei dat daar was eendag 'n man gewees
wat kosbare gesteentes versamel het. Nou hierdie man sien eendag 'n parel. Nou die storie lei dat dit 'n kosbare parel was. Dit sê nêrens dat dit 'n mooi of 'n blink of 'n skaarse parel was nie, dit sê net 'n kosbare parel. Miskien was dit 'n ou, klein, verbleikte ou pareltjie wat dalk uniek was, enig in sy soort. Miskien het die parel die man, alhoewel nie mooi of blink of perfek nie, het dit hom aan iets of aan iemand herinner. Miskien het die verkoper net gesien dat hierdie man werklik hierdie parel vreeslik graag wou hê en hy dalk die prys baie hoog opgejaag. Die detail waarom hierdie parel so kosbaar was, dit word nie vir ons gesê nie. Dit word wel vir ons gesê dat hierdie parel vir die man wat dit wou koop so baie kosbaar was, dat die man het weggegaan en hy het alles verkoop wat hy besit het. Alles om hierdie parel te koop. Kom ons bid net saam weer en ons vra die Heilige Gees se teenwoordigheid. Here, u kinders het vandag op u dag gekom om 'n boodskap van u te hoor. Here, u weet ek is nie waardig om u voor te staan en daarom vra ek dat u my sal wegraak en dat u woorde na u kinders sal kom. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ons moet kyk waar het alles begin. Julle kan saam met my blaai as julle wil na Jesaja 14 vers 12. Jesaja 14 vers 12. Dit sê vir ons hierso: hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Teen die aarde neergeslaan. Dan wil ek ook vir ons lees uit Esegiel 28 vers 17. Esegiel 28 vers 17 en dit lees: hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Ek het jou op die grond gewerp. Nou as ons gaan kyk na die konkordante of die concordance, soos wat dit in Engels is, genoem word, na hierdie Hebreëse woord vir aarde, soos wat dit gebruik word in Jesaja 14 vers 12, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, is hierdie woord die woord eretz. Ook dan die Hebreëse woord vir die woord grond, soos in Esegiel 28 vers 17. Ek het jou op die grond gewerp, is hierdie woord presies dieselfde woord as aarde in Jesaja 14, die woord eretz. Ook as ons gaan kyk na Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Dieselfde woord eretz word hier gebruik vir die woord aarde. Die gees van God het oor hierdie woes en leeg, hierdie abusos, op hierdie aarde gesweef. Definitief word in hierdie verse van dieselfde plek gepraat. Die aarde, soos ons dit ken, hierdie planeet. Satan is uitgegooi na die aarde, volgens Jesaja 14 en Esegiel 28. God kom na hierdie aarde, of eretz, volgens Genesis 1 vers 1 en 2, en skep op hierdie aarde. Nou, hoekom sal God bewustelik die mens kom skep, en hom plaas daar waar hy Satan en sy makkers, of Lucifer en die gevalle engele na uitgegooi het, of neergewerp het jy al ooit daaroor gedink? Kom ons kyk wat gebeur het. Daar was oorlog in die hemel gewees, volgens Openbaring 12 vers 7 tot 12. Dit sê vir ons dat Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. Satan en 1/3 van die engele is uitgewerp uit die hemel, en soos ons nou net gelees het, is hulle uitgewerp na die aarde toe.
Nou later, ons weet nie of dit honderde jare of duisende jare later is nie, besluit God om hier op aarde te kom skep, of eerder om hierdie Abusos, wat hier was, te kom skep in 'n pragtige Eden, in 'n paradys, soos God dit vir die mens wou gemaak het, waarvan ons lees in Genesis 1 en 2. Nou ek wil julle vandag 'n bietjie uitdaag om 'n bietjie te dink. Waarom skep God die mens op aarde? Dieselfde plek waar hy voorheen die Satan en sy makkers na uitgewerp het. Kon Satan nog beweeg van hierdie planeet af? Ja, ons het nou net so gelees daarvan in Job 1 vers 6. Nou kon God nie die Satan en die gevalle engele uitgewerp het na Jupiter of miskien Mars of dalk na 'n ander sonnestelsel toe nie. Kon God nie net nog 'n planeet skep in sy almag nie. Hoekom juis na die aarde of die Eretz? Ons lees in Genesis dat God die skepping op hierdie selfde Eretz begin het. Nou weer eens wil ek 'n bietjie vra dat ons hieroor sal nadink vandag. Ons ken die verhaal onmiddellik, toe Satan die geleentheid kry, mislei hy die mens om teen God te sondig. Ons lees hiervan in Genesis 3. Ten spyte van God se waarskuwing, doen die mens presies wat God gesê het hulle nie moet doen nie. Waarvoor het God die mens op aarde geplaas? Of is 'n beter vraag dalk, waarom wou Satan die mens so graag laat sondig teen God? Het God geweet dat die mens gaan val in sy alwysheid? Openbaring 22 vers 13 sê vir ons dat God is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Efesiërs 1 vers 4 tot 5 sê ook vir ons dat soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Dit sê vir ons dat God reeds geweet het dat Jesus vir ons 'n losprys sou moes kom betaal. 'n Losprys sodat elkeen wat wil en hom sou aanneem, gered en verlos kan word. God in sy alwysheid kan die begin van die einde sien. God het geweet wat gaan afspeel, selfs die dag toe hy vir Lucifer geskaap het, toe Lucifer nog perfek was. Ons lees daarvan in Esegiel 28 vers 14 en 15. Dit sê vir ons, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskik, en ek het jou gestel op 'n heilige berg. Jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou, ons almal weet dat vrye wil is 'n baie belangrike aspek vir God. God wil in liefde en deur vrye keuse gedien word, want God het ons eerste lief gehad, volgens 1 Johannes 4 vers 19. Dit is wat God liefde maak. God gee almal 'n kans om hom aan te neem. Alleenlik uit jou eie keuse uit kan jy kies om God nie aan te neem nie, en om nie te dien nie. Nou God, nadat die Satan uit die hemel gegooi is, kom en hy skep 'n perfekte aarde, met skeiding tussen land en waters, pragtige sterre, 'n maan vir die nag en 'n son vir die dag, alle soorte diere, groot en klein, visse, voëls, groot hoë bome, plante, allerhande soorte, blomme, lowergroen heuwels, so ver soos die oog kan sien, mooier as wat ons ooit kan indink. En God skep die mens na sy beeld, na die beeld van die drie-eenheid. Genesis 1 vers 26 sê vir ons, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis,
en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Mense maak na ons beeld. Hierdie selfde Godheid waarop Lucifer so jaloers was. Dieselfde Godheid wat Lucifer uit die hemel gewerp het, nadat hy self besluit het om teen God te draai, teen God se wet te draai en onenigheid in die hemel te skep. Hier kom God en hy skep 'n perfekte wêreld vir die kroon van sy skepping, wat na sy beeld geskape is. Nou God gee die mens op aarde ook die vermoë om iets anders te doen, wat selfs engele nie kan doen nie. Blaai saam met my na Lukas 20 vers 34 tot 36. Lukas 20 vers 34 tot 36. Dit sê daarso vir ons: Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee. Maar die wat waardig geag word om in daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. Want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. God gee die mens die vermoë om voort te plant, om te vermeerder, om kinders in die lewe te bring. Die naaste wat ons seker ooit op hierdie aarde sal kan kom aan God se agape liefde. Alhoewel die mens seker nooit werklik hierdie tipe liefde ten volle sal begryp nie, is die liefde wat tussen 'n ouer en 'n kind, in my opinie, is seker die naaste wat ons seker sal kan kom aan God se volmaakte liefde. God gee die mens iets waarvoor hy selfs ook in 'n oogwink sy eie lewe sal gee. God gee die mens 'n klein blik of 'n klein begrip van sy liefde aan ons. Soos 'n ouer hom of haar oor hulle kinders ontferm, so gebruik die Here ook homself as 'n vaderfiguur in ons lewe. En hy verduidelik vir ons dat hy selfs meer vir ons omgee as wat ons vir ons kinders omgee. Jy sien, dit is hierdie dinge wat die Satan nie kan hanteer nie. Lucifer se eie ek, alles moet eenvoudig oor hom gaan. Hy moes God se skepping eenvoudig net ruïneer of verwoes. Dit is presies wat Satan se plan is. Dis hoekom hy die mens so haat. Nou kon God nie net die gevalle engele en vir Satan oombliklik in die hemel uitwis destyds nie. Natuurlik kon hy. Maar dit is nie God se karakter nie. Almal sou God uit vrees aanbid. As jy uit lynheid is daar geen genade vir jou nie. God sal jou vernietig. Dit is wat die res van die ongevalle wesens sou sê. Alhoewel God vir Satan menigte kans gegee het om sy sonde te laat vaar, het God steeds vir Lucifer sy gang laat gaan. En God het die mens geskape na sy beeld. God het die mens die geleentheid gegee om liefde te ervaar, nie net van God af en vir God nie, maar ook liefde te ervaar van mekaar en vir mekaar. God het die mens die kans gegee waar Adam geval het. Het God sy eie seun gestuur, sodat elkeen wat glo in hom nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het hierdie alreeds geweet met die skepping van Lucifer en moes weer daaraan dink met die skepping van die mens. Maar God het voortgegaan, want God is liefde. God wil nie net liefde gee nie. God wil ook lief gehê word, liefde ontvang, en God wil in liefde gedien word, want God is liefde. So plaas God die mens in 'n plek om sy God se liefde aan die heelal te bewys, enigste aanklagtes van die Satan te verdelg en die mens die enigste wese in die heelal te laat wees wat werklik weet wat dit is om verlos te word. Ek wil julle nou mooi vir my luister. Die mens, ek en jy, sal eendag die enigste wese
in die heelal wees, wat werklik weet wat dit is om verlossing nodig te hê. Ons sal ook die enigste wesens in die heelal wees, wat werklik weet wat dit is om hierdie verlossing eerstehands te ervaar. Geen ander wese in die ganse heelal sal hierdie spesifieke liefdesband met God deel nie, net ek en jy. Ander ongevalle wêrelde sal by jou en my wil weet hoe dit voel om hierdie tipe onvoorwaardelike, onbeskrywende, onverduidelikende liefde van God van die heelal te ervaar. Ja, hulle is wel getuienisse en ooggetuienisse van hierdie groot stryd wat hier afspeel, maar hulle sal nooit soos die mens, soos ek en jy die ervaring self beleef nie, om in sonde verlos te kom word, om deur verlossing 'n keuse teen sonde te maak, en deur genade en liefde selfs groter as die dood, selfs die ervaring kan opdoen, wat net ons as gefalle mense kon opdoen. God plaas die mens in 'n posisie om hom te help om sy karakter in ere te herstel. Wat 'n genadegawe, en as gevolg van ons unieke ondervinding, wat net ons en God met mekaar het. God wat met sy lewe vir ons kon betaal het, en ons wat dit kon ervaar. Niemand anders in die hele heelal sal ooit hierdie hê nie. En as gevolg van hierdie spesiale band, wat net ons as mens met God deel, wil die God van die heelal weer sy woonplek, sy tabernakel tussen sy mense maak. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Amen. Ons sal nou afsluit met ons slotlied, waarna ek vir ons 'n slotgebed sal doen. Is dit reg so? Ons dierbare hemelse Vader, watter voorreg is dit nie om u kinders genoem te kan word nie. Here, dankie vir die almag wat u besit, Here, om
uit hierdie lelike ding van sonde, Here, selfs uit dit uit, kan U iets moois en iets spesiaals tussen U en U kinders daarstel. Here, ons wil U dank vir die voorreg wat ons het, dat U ons geskape het, Here. Here, vir die voorreg wat ons het, om deel te neem in hierdie groot stryd, Here, wat op die ou einde 'n einde aan sonde en dood en siekte sal maak. Baie dankie, Here, vir hierdie voorreg. Ek wil vra dat U met ons sal wees, waar ons nou uit mekaar uit sal gaan. Seën asseblief elkeen, en hou U hand van beskerming oor ons, tot ons weer by mekaar sal kom. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.